aan die een, ek het vergeet om die recording aan te sit, kom ons tot nou sommer aanhou, vir almal nie, daarmee alles te verloor nie. Daardie iemand wat op die troon sit, is in al die heerlikheid waarin Johannes vir hom daar in die troonsaal van die hemel raak sien, word hy aan ons voorgestel as iemand wat beklee is of wat lyk soos sy voorkoms lyk soos jaspis en karniehool en rondom hom in reënboog van smarag of wat lyk asof dit van smarag gemaak is. Nou hierdie halfedelstene het 'n baie belangrike rol te speel in Openbaring en jy gaan nog op die pad vorentoe ook daarmee te doen kry. Julle sal onthou ons het met die klein wit klippie te doen gehad wat ons gesê die toegangskaartjie tot geleenthede in die ou Romeinse ryk was. Hulle het dit so gebruik en oordragtelik in ons verstaan van die brief waarin die wit klippie voorkom, is dat dit vir ons die toegangsmaaltyd of die toegangskaartjie tot die maaltyd van die lam is, die wat dan die wit klippie ontvang het. So ons is nou, maar ons is daar verby. So hierdie karniehool en jaspis die smarag is alles aanduidings van die heerlikheid van die persoon met 'n hoofletter wat op die troon sit, die goddelike persoon wat op die troon sit. Dat hy op die troon sit weerspieël sy regeermag. God is volledig aan het regeer oor die hele kosmos, oor die hele skepping waarmee hy besig is. En ek gebruik doelbewus die woordjie kosmos, want die Griekse woord kosmos is 'n baie meer omvattende woord as wat byvoorbeeld die woord vir aarde is. Die woord kosmos omsluit onder andere die totale hemelruim met al die hemelliggame wat daar in is, met al die sterre, al die planete, al die wat ons nou deesdae kan raak sien met groot teleskope, die verskillende vleiende goeters wat in die hemelruim rondom ons is. God is in beheer van dit alles. Een van die psalmskrywers sê dat hy vir elke ster sy plek gegee het en dat hy hom in sy plek hou. En ek dink dit is nogal belangrik dat 'n mens dit ook in gedagte hou. So hierdie persoon op die troon is God en die troon word dan beskryf in terme van hierdie fantastiese kleurvolle edelstene. As 'n mens aan karniehool dink, dan is dit 'n edelsteen wat nie net een kleur het nie. Hy het so, en dis hoekom hy gebruik word om dat ek net seker maak van die karniehool, die smarag. Dis nie 'n enkelkleurige steen nie, dis 'n steen wat werklik soveel stene in het, kleure in het, dat 'n mens kan dink dat dit 'n reënboogklip is. So dis die gedagte wat hier uitstaan. Die visioen wat hy sien is 'n visioen van 'n wonderlike majesteit wat op 'n wonderlike troon sit en wat die wêreld regeer. En dit moet ek en jy vir onsself vat. Dis die belangrike ding, dink ek, wat uit die beskrywing van die troon en iemand wat op die troon sit vir ons betekenis gee aan die wêreld waarin ons leef. Ons dien 'n God wat so vol van heerlikheid en majesteit en mag is, dat ons in ons wildste drome nie vir 'n oomblik kan dink dat ons hierdie God kan deurdink nie. Hy is eenvoudig te groot, al sou ons ook al die mense in die wêreld op een gegeewe oomblik bymekaar kry en almal sou fokus om net hierdie God te probeer deurdink, dan gaan ons nog kort skiet, want God is nog groter as die kosmos waaroor hy regeer. En dit moet vir ons met 'n groot stuk eerbied en 'n groot stuk aanbidding bind aan die God wat ons dien. En ons moet bewus wees daarvan dat hy is tot baie, baie meer in staat as wat ons kan bid of dink, skryf Paulus later in die Efesiërsbrief, in daai tweede gebed wat hy vir die gemeente in Efese stuur. So, ek wil vra dat julle hierdie gedagte net vasvang. Dis 'n
'n geweldige groot majestueuse God wat in die troonsaal op die hemel sit, in die hemel sit. En ek en jy kry deur Johannes se visioen, het ek en jy die voorreg om in daai troonsaal in die hemel in te kyk. En al kan ons nie die beeld sien wat Johannes gesien het nie, teken hy tog vir ons die beeld op so 'n manier dat ons die God kan, kom ons noem hom, formuleer in hierdie waas van wonderlike kleure wat Johannes hom aan ons voorstel. Voor die troon is daar 'n see wat soos glas lyk, so helder soos kristal. Daardie hele gedagte van die see, ekskuus, dit kom nou eers in vers 6 tot 8 nou ter sprake, maar ek wil dit net gou hier noem. Daardie gedagte van die see wat soos helder soos kristal is, konsentreer weer vir ons blik op die heiligheid en die vrede van God se teenwoordigheid. Maar kom ons gaan aan na vers 4 toe. So ons is nou met 1 is Johannes in die troonsaal van die hemel ingenooi, 2 sien hy die troon en 3 die beskrywing van die troon, en ek en jy deel daarin deur die genade wat die Here vir ons gee om met Openbaring te kan besig wees. Maar julle hoor nou hoekom ek die boekie wat ek geskryf het, Openbaring is nie moeilik genoem het. Want ons maak hom onnodig moeilik. Ons probeer om goed te deursien wat nie deursigtelik is nie. As ons net by die punt kan kom waar ons kan sê, God is so groot dat ek en jy nie deur hom kan sien nie. Hy's eenvoudig te vol God, dat ek en jy hom volledig kan verstaan. En ons raak net rustig in die wete dat God se aanbiddingswaardigheid gedeeltelik juist daarin lê dat hy nie deursien kan word nie. Dan kry jy mens vrede ook met hierdie visioen van Openbaring. Rondom die troon is daar 24 trone, waarop daar 24 ou mense, ouderlinge sit, is nou die begrip wat Johannes gebruik. Hy gebruik die begrip ouderling in die betekenis nie van 'n verkose ouderling wat in die gemeente aangestel is nie, maar in die betekenis van iemand wat met ervaring en wysheid en so 'n deel kan neem aan die regering van God. Daarom sit hierdie 24 mense op trone rondom die troon van God. En die 24 is waarskynlik, en dis die beste verklaring wat ons daarvoor het. Daar is ander mense wat ander snaakse verklaringe daarvoor het, maar dis waarskynlik die 12 aartsvaders van die Ou Testament en die 12 apostels van die Nuwe Testament wat hier saamgevoeg word om dan te wys dat God sy hele kerk binne in hierdie skepping saam met hom rondom die troon van God in die troonsaal van die hemel het. En ek en jy is daarvan deel, want ons vorm deel van die 12 apostels wat dan nou ons verteenwoordigers rondom hierdie troon van God is. En ons moet ook vir mekaar sê, in 'n sekere sin, alhoewel ons nog in hierdie stikkende ondermaanse lewe waarin ons nog baie dikwels te doen het met die pyn en die seer van die wêreld waarin ons leef, is ons ook hemelinge. Ons is ook mense wat verteenwoordig word in die hemel, in die gestalte van hierdie ouderlinge, terwyl ons ook as advokaat langs die Vader die Seun het, maar die Seun kom nou nie in hierdie visioen ter sprake nie, want hy word uitgesonder vir 'n volgende gesig in die visioen wat ons in hoofstuk 5 by vir 'n oomblik gaan stil staan. So, maar hou net in gedagte dat rondom met hierdie 24 ouderlinge wat ons hier het, is ons ook reeds deel van die hemelinge wat saam met God in die troonsaal van die hemel leef, nou onvolmaak, want ons is nog hier op die aarde, gebonde aan 'n liggaam, gebonde aan tyd en ruimte. Ons kan nie op 2 plekke gelyktydig wees nie, al wil ons ook hoe graag. Ons is gebonde aan tyd en ruimte. Ons is hier op aarde, is ons nog gebonde aan die vlees ook. Paulus se worsteling in Romeine 7 en sy hele uitleg in Romeine 8 van beheer deur die gees en beheer deur die vlees, en julle kan dit maar self in Romeine
7 en 8 net weer gaan nalees, is ons tog hemelinge wat alreeds ook in die troonsaal van die hemel saam met God is, in die verteenwoordiging deur die 12 ouderlinge wat dan die 12 apostels is. Oud-testamentiese gelowiges, deur die 12 aartsvaders dan as hulle ook daar verteenwoordig. Oud-testamentiese gelowiges het nie op 'n ander manier in die hemel gekom as wat ons het doen nie. Hulle moes ook deur geloof. Dit verduidelik die hele Ou Testament vir ons baie duidelik. Abraham is vrygespreek omdat hy geglo het. God was vir Abraham goed omdat hy geglo het, en so vir al die aardvaders geld dieselfde beginsel. Hulle het die Oud-testamentiese gelowiges het nie deur wetsonderhouding in die hemel gekom nie, hulle het ook deur hulle geloof in die hemel gekom. Wetsonderhouding was 'n uitvinding van die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Makkabeërs en die mense voor die aanbreek van die Nuwe Testamentiese tydvak. Is daar vrae op hierdie stadium? Kom ek net eers so 'n oombliekie stop, ons is nou so net oor die 20 minute aan die gang, so laat ek net eers hoor of daar nou vrae is. Oké, dan gaan ons aan. Ons het die 24 ouderlinge, dan is daar 'n geweldige manifestasie van God se mag. Nou raak ons bewus daarvan dat ons nie net met die regerder oor die kosmos te doen het nie. Dat ons nie net met iemand te doen het wat in die beskrywing van die helder kleure van die halfedelstene waarin hy beskryf word, aan ons voorgestel word as 'n almagtige en heerlike en majestueuse God nie. Daar speel nou ook in die troonsaal van die hemel 'n magsvertoon af. Nou, in my jong dae toe ons nou nog almal moes weermag toe gaan het en vanes sou daarin deel, dink ek, jy is al oud genoeg dat jy ook in die army was, nee, het ons baie dikwels parades gedoen, en daar's dae en maande voor die tyd is daar geoefen vir so 'n parade, en as daai seksies en bataljonne en sulke goeters voor die staatspresident of die hoof van die leer of so iets verby marcheer het, dan het alles presies op dieselfde oomblik met almal gebeur. Daar's nie, as daar halt geroep is, het dit geklink asof dit een man is wat sy voet op die paradegrond instamp, nie 5000 wat daar in die parade is nie. Dus die gedagte was magsvertoon. Ons sien partymal op video's hoe die Russiese soldate oor die Rooiplein marcheer, en hulle het 'n unieke manier van marcheer, maar is alles net magsvertoon. Dan gaan daar ook hierdie verskriklike kanonne en groot gewere en lang afstand sulke goeders, gaan oor magsvertoon. Wanneer God sy mag vertoon, dan gebruik hy die natuurkragte. Daar slaan weerligte, donderwere kom uit die troon uit. En dit dui vir ons nie net op die feit dat hierdie God wat oor die skepping regeer, want onthou dis waaroor hierdie visioen gaan, dat hierdie God wat oor die skepping regeer almagtig is nie, maar ook dat hy sy geregtigheid ten volle uitoefen. Die mense wat in die troonsaal van of die wesens wat in die troonsaal van die hemel is, laat ek liewer so daaroor praat, raak baie diep bewus van die heerlikheid en die regverdigheid van die God waarmee hulle te doen het. Voor die troon is daar die 7 geeste, die het ons al van tevore in Openbaring mee te doen gehad. Dit gaan oor die volheid van die gees van God. So die woordjie 7 dui nou maar net daaroor die volle omvang in werk, teenwoordigheid, persoonlikheid, wat 'n mens ook al wil beskryf van die Heilige Gees, staan in daai begrip die 7 geeste. So dis belangrik dat ons dit raak sien. En dan is daar in hoofstuk 6 tot 8 'n baie belangrike komponent van die visioen, en dit is die 4 lewende wesens. Nou, as julle die teks gaan lees, dan gaan julle nou agterkom dat die 4 lewende wesens het elkeen 'n eie aard. En hulle word beskou as 'n leeu, 'n kalf, 'n mens en 'n arend. En daar's bietjie verskil van mening oor hoe mens hierdie 4 gestaltes moet interpreteer, of dit karaktertrekke van God is, of dit dalk
maniere is waarop God met die wêreld handel, met die lewe rondom ons handel. Ek dink nie dis noodsaaklik dat ons dit uitsorteer nie. Ek dink wat ons moet weet is dat hierdie 4 lewende wesens het ook hierdie funksie om die aandag te vestig op God. Hulle wil nie aandag op hulle self vestig nie. Daarom is hulle ook met oë oortrek in die Openbaring. Nou die 4 lewende wesens is nie die eerste keer wat hulle in die Bybel voorkom nie. In Esegiel 1 byvoorbeeld lees 'n mens van hierdie 4 lewende wesens en in Esegiel 1 vers 4 tot 10 kry hulle ook so gestalte in die vorm van verskillende wesens, mens, dier, leeu, arend, daai goeters. Ek dink arend en mense is omtrent die 2 wat hiermee vergelyk. En dan saam met die 4 lewende wesens is daar dat ons 10 minute oor. Ek wonder of ek nie gou, dit is so asof 'n mens, asof ek lekker gesels oor hoofstuk 4 vanaand. Hoe voel julle? Moet ek nie gou weer 'n vergadering begin, dan laat ons net weer almal in. Dan het ons weer 40 minute. Of is julle haastiger om klaar te maak? Dis reg met my. En ons sal ons gou almal uitlok. Ek lok gou almal uit, dan maak ek weer 'n vergadering oop, dan lok julle net weer almal in. Dan moet ek nou eers vir almal weer op WhatsApp. Nee, kom ons probeer klaarmaak. Of kom ons gaan so ver as wat ons kom, dan vat ons op volgende week verder en ons sê dan 'n bietjie kans gehad om te dink oor die goeters en dan kry ons dalkies die gedeelte reg. Jesaja 6, daai hele roepingsvisioen van Jesaja en dit is werklik 'n profetiese visioen wat hy gesien het in Jesaja 6. Kom ons maak net gou met Jesaja 6 vas, dat Jesaja ook hierdie soort van visioen sien van sy eie onreinheid en God se absolute reinheid, en dan die ander Ou Testamentiese visioen wat hierdie 4 karaktertrekke, 4 wesens in het, wat dan nou die lewende wesens genoem word. Hulle, dit kom in Esegiel 1 voor, en julle kan dit maar self daar gaan lees. Die loflied wat hulle sing is heilig, 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 heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom, en dit is bekende woorde, hulle kom nou al so oor en oor in Openbaring na vore, hierdie wat was en wat is en wat kom. En dan hoofstuk 4 vers 9 tot 11 gaan dan oor die aanbidding. Nou, ek staan nou so bietjie nie heeltemal stil by die serafs wat om sy troon was nie, maar daar serafs, gaan lees bietjie ook daai Esegiel 1 gedeelte, daai beskrywing van die serafs, hoe hulle vlerke aan mekaar geraak het en hoe daar hande op hulle vlerke was. Hier by hierdie visioen is daar oë op alle kante van die vlerke van hierdie serafs wat die troon omring, en wat saam met die lewende wesens en die ouderlinge uitroep oor die heiligheid van God. En dan is dit baie interessant dat Johannes nogal spesifiek vermeld, wanneer hierdie lofsang aan God gesing word, dan kniel die ouderlinge van hulle trone af, hulle klim van hulle trone af, hulle kniel en hulle krone af. Wat wil dit vir ons sê, en wat wil dit vir ons as gelowiges in die tyd waarin ons lewe ook leer, as daardie mense wat die hele mensdom in die troonsaal van God verteenwoordig, by die aanbidding van God van hulle troontjies afklim, wat kan ons nou nie dink, wat verwag hy van ons nie? Julle sal onthou, die van julle wat ek het by almal van julle reeds huisbesoek gedoen, onthou Paulus begin die 3de deel van die Romeinebrief, hy praktiese deel van hom begin hy met, ek doen nou 'n beroep op julle, dat julle self aan God as lewende en heilige offers voor God offer. En dan het ek gesê, en as ons onsself daar offer, dan is dit nie ons liggame wat vergaan nie, die is nog daar. Dis nie ons gees wat vergaan nie, ons is nog ons. Dis nie ons siel wat vergaan nie, ons is nog hier op aarde, want die siel gaan hemel toe as ons sterf. Wat is dit wat gaan? Dis die eie ek. Dis die eie ek wat
wat geoffer word. En as ek en jy net daai gedagte ook kan vat en ons lees hom hier in Openbaring in. Hier sit hierdie mense wat van God opdrag ontvang het of verteenwoordig die mensdom. Wat van God opdrag gevang het, hou die kosmos in julle beheer. Dis nou die 4 lewende wesens en die serafs wat die troon omring. Hier kom hierdie mense en hulle sit hulle trone op die grond neer. En hulle kniel op die grond neer. En hulle buig voor God. Hulle erken God se gesag, sy heerskappy, sy mag, sy majesteit. Dis waaroor dit in aanbidding gaan. As jy daaroor dink met die laaste wijksbyeenkoms wat ons gehad het, het ons gesê aanbidding gaan juis oor dit wat van God waar is, sodat ons onsself voor God kan neerbuig, wel wetende dat hierdie waarheid oor God baie meer is as wat ek en jy in ons wildste drome kan ontwikkel. En dan die aanbidding van hierdie gedeelte, die gedeelte van vers 9 tot 11 is die hoogtepunt. Dis waarheen dit gaan in hoofstuk 4. Maar hoofstuk 4 is net die inleiding van die tweede visioen. Ek wil hê jy moet dit die hele tyd onthou terwyl ons met die res van Openbaring besig is. Hoofstuk 4 is die inleiding van die res van die visioen. Dit sit ons in die posisie waar Johannes is. En Johannes kyk nou vanuit die troonsaal, kyk hy nou na dit wat in die kosmos gebeur rondom hom. En as jy nou na hoofstuk 5 wat ons nou hopelik die week na volgende week gaan kyk, dan is dit die boekrol wat oopgemaak word en die lam wat verskyn en die lam is nou Christus en ons kan eintlik nie anders as om dan nou bewus te raak daarvan dat Johannes aanskou nou hierdie koms van die lam wat nou die boekrol kan neem en dit kan oopmaak. Aanskou nou hierdie koms van die lam vanuit die troonsaal van die hemel. En met die oopmaak van die boekrol gebeur hoofstukke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tot by 15. Gebeur net in die ooprol van die boekrol. Gebeur daai klomp hoofstukke. En as dit dan nou oopgerol is, dan het ons 'n idee van hoe werk God se mag oor die kosmos waaroor hy regeer. Ons kom nie volgende week by mekaar nie, ons is by die wijksbyeenkomste, so ons gaan mekaar waarskynlik sien, maar dan nou by die wijksbyeenkomste waar ons by mekaar gaan wees, volgende week van maandag tot donderdag het ons weer elke aand 'n wijksbyeenkoms, en ek het nogal is besig om voor te berei daarvoor, en ek het nogal gedink, ons praat 'n bietjie oor die karakter in die Ou Testament met die naam van Daniël. So as jy lus het om my eerste 7 hoofstukke van Daniël te gaan lees, gaan doen dit gerus. Dit sal nogal veel verrykend wees en insiggewend wees om 'n slag net weer, sommer net aaneenlopend die eerste 7 hoofstukke van Daniël te lees. Ons het, laat ek gou kyk, hoeveel tyd het ons oor? Ons het 2 minute en 33 sekondes oor. Is daar vrae? Is daar opmerkings wat julle wil maak? Is daar iets wat julle wil byvoeg? Iets wat dalk nie duidelik is nie? Laat ek kyk of ek dit vir julle vinniger kan duidelik maak. Dominee, kan ek vra? Asseblief. Wat is simboliek agter die baie oë? Alsiendheid. Hy sien, dit verteenwoordig dat God, daar's niks wat God weggesteek is nie. En ons moet dit onthou, ons moet onthou dat waar ons ook al bevind, God weet, hy sien. Wanneer ons die goeie doen, dan sien hy ook. Wanneer ons die kwade doen, dan sien hy ook. So dis waaroor die alsiendheid, dis nogal belangrik. Baie dankie dat jy dit vra. Ek moes dit eintlik gesê het. Dit gaan uit en uit oor die feit dat God alles, maar alles voor hom oopgevlek sien. Daar is niks in my of jou lewe wat ons vir hom kan wegsteek nie. Ons kry dit reg om dit vir onsself weg te steek, maar nie vir hom nie. Hy het dit. Jy het jou vraag geantwoord, Rihanna. Dankie. Ja, dankie. Dankie, is 'n goeie vraag gewees. Nog iemand? Ons het so net oor 'n minuut, met 17 sekondes oor.
Ons het nou gesê ons kom nie volgende week by mekaar. Dominee, Yes. is die serafs, is dit engele? Ja, dis een van die klassifikasies van engele in die Ou Testament. So alle engele is nie serafs nie en alle serafs is nie engele nie. Dis 'n bietjie 'n studie op sy eie, maar ek sal dit vir julle as julle daarvoor vra, sal ek vir julle op 'n stadium ietsie daaroor uitwerk en vir julle gee dat julle dit self net kan ontdek. So die serafs is een van die tipes engele wat God gemaak het. As ek nou minder as 1 minuut oor, ek kan gelukkig deesdae die ding so dophou hierso. So ek dink dat ons nie so stomp eindig nie, moet ons vir mekaar dankbaar totsiens sê. Of is daar nog 'n vraag? Eendag sê, onthou die wysbyeenkoms is nou by ons volgende Woensdag, By julle in die dorp. Ja. In Oorwepener. Dankie. Ja. Ek het nog nie daai plekke gekry nie, ek sal hulle Sondag kry.